Hi julle, welkom by Vaskap. Lekker oggend hierso. Lous aan met nog 'n vis. Wat ja, kyk al. Oeh, is lekker. Bo op die water, kom jy so al langs die snotterbelle af. Jy mag nie sê snottie. Die kinders kyk die program. Agter hierdie groen gras bo op die water. Die waterplante. Sulke lekker vreemde waterplante wat ons hierso het. Ja. Dus hierdie waterplante is ons vriend. Ons het 'n rowwe nag gehad gisterand, hè maat. Dit is so Rolf Louwers vir my eintlik koffie in die bed gebring is. Ja. hierdie vis is in daai plante in. En dis 'n lekker ding van die bruid. As jy net geduldig is, Ja. dan trek ons hom om hulle. Oeh, daar's hy As hy, weg. Daar's hy weg. Oeh, kyk hoe kom hy sterk uit. Daar's hy. Deel 2 van ons program. Ons deel 2 van ons besoekie aan Rodekoppies. Gisterand regtig 'n baie mooi vis gevang, persoonlike beste. En ons het daarna, ons het chaos. Ja, Ons het nog 'n klomp vis gevang. Ons het hulle in sakke gesit. Ons gaan vir julle nou wys hoe lyk hulle. As jy net hierdie ene uitkry. Ek staan vir groot glimlag, ek wag al baie jare om so 'n lang groen emmer voor te berei. Kan jy duidelik net vir hulle waaroor gaan het. As jy 'n persoonlike beste vang. As jy persoonlike beste vang julle op hierdie, dan kry jy natuurlik 'n baie lang emmer. En meneer Louwers dink ek het al honderde emmers op hierdie dek al uitgegooi vir mense. So dis groot voorreg om vanoggend vir hom 'n baie lang groen chop emmer voor te berei. Dit sal dalk so op die hitte van die dag doen. Maar ja, ek sien baie uit daarna julle. Ons het Hoe hoop ek hierdie verkoue sak nou in my bors in. ja, het gebeur maar. Niemand gaan saam sou die wêreld vergaan, in die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Sy, Daar's hy. vroegoggend magic. Verskoon my. En meer sit 'n byt op die ander stok daar. Ek dink daai vis is aan. Ja, hy's aan. Kom kyk hierso. Ja, wat 'n manier om wakker te word. Weer op haar shellfish pop-up opgetel. Hier teen die snotterbelle, seker 50 meter van die dek af. In 1.3, 1.4 meter water. In die middel van die winter. In die vlakwater. Hierdie vis raak regtig swaar. Ek gaan dit terugsit of neersit. Dan gaan ons nou 'n fotootjie neem. Daar ander vis het ongelukkig afgekom. So, is maar wat gebeur met die spesie hengel saam. Some you win, some you lose. Maar hier is 'n pragtvis. Ek gaan gou foto's neem. Dan dink ek gaan ons haar tog weeg. Laat ons net vir julle gewig op hierdie vis kan sit. En dan gaan ons nou daai groot vis vir julle wys. Ons het hom klaar geweeg, 21 kg. Wat ons gisterand gevang het. Is in die vorige program ook. Maar ons wil graag vanoggend foto's neem van daai vis. So kom kyk lekker verder saam met ons. Gaan ek vis vang, vandag gaan ek vis vang, Skaal is geseer. Wat sê? 13.30. Ek word elke oggend so wakker met 'n smile. Dan gaan ons gou foto's neem. Mias is op pad uit. Hy gaan daai stok gou uitsorteer. Daai vis het afgekom. Ons gaan nog eenetjie vang. Ons het gisteraand hierdie vis gevang. 21 kg is my persoonlike beste. Op die kop geskietfontein. Hoogtepunt sover in ons reeks 28 van Vaskap. Ons het klaar die foto's geneem. Gaan hierdie vis nou terugsit. Kom kyk hoe swem sy weg. Hankie sissa. Kyk daai stuk karp mense. Hankie. Dit was 'n voorreg om saam met jou te kuier. My koffie is gedrink. Ek voel nou 'n bietjie warmer. Particle mix. Dis die voer wat ons uitsit. Daar kan julle sien hoe lyk dit daar nie. Skoppie en daai shellfish pop-up, daai wit en pink pop-up. Dit is die hoekasie wat op hierdie sessie vir ons basies al die skade gedoen het.
Ons het 'n visie of 2 gevang met 'n tiger nut ook. Maar ek moet sê hierdie wit en pink pop-up, hierdie vis hou baie van dit. Hy het 'n visserige reuk en vir die winter is dit iets wat goed werk, maar ek moet sê ek dink ons gaan hom hierdie somer ook bietjie aandag gee. Paar mooi visse met hom vang. Ek gaan gou hierdie stok terugvat, op sy plek sit, en dan wag ons vir die volgende byt. Ons is op pad om 'n vis te gaan haal. Lekker vis! Ons het hierdie stok oorgedoen. En man, hy het seker omtrent 45 minute gelê. Nou ek dink jy het iets gesien daar binne, want jy het heeltyd by daai stok gesit. Sê niks, dan is daar niks. Nee, hulle sien hoe werk dit hierso. Ja, well done fella, well done. Ek moet sê, om in daai diepwater te hengel is nie maklik nie. En Mias het 'n ding vir homself uitgewerk hoe om die visse in die diepwater te vang en hulle op te spoor. So, well done Mias. Ek nie nou te veel sê daaroor nie. Kyk hoe leeg is die spoel. Ja, is baie leeg. Ons hengel 800 meter ver met hierdie stok. En die rede hoekom ons ingaan met die boot, daar's baie obstruksies tussen ons en die vis. En ons wil net so gou as moontlik die afstand tussen ons en hom korter maak en om die vis daar binne te gaan skep. So ons sit nie nou baie druk op hom nie. Ja, vat maar basies die tension op. En as ons daar voor by die vis kom, dan begin hy die beklei. En hopelik gaan ons hom land. Ons gaan nou vir julle wys as ons daar by kom. So mooi vis. Mias, toe jy gedrop het, jy het vir my gesê, jy het iets op die Fishfinder gesien. Ag, maar dit is baie belangrik, as jy uitgaan partymal na 'n spot toe, en dan ry net so draai om jou spot, dat jy altyd vision. Ek het 2 ongelooflike mooi merke op die Fishfinder gesien, en ek het net besluit, kom ek gaan net so 10 meter weg, en sit vir hulle daai muisvalletjie daar neer, en ja, daar's die resultaat. Daar's een van die merke nou in die lyn. Nou sy. As ons verwys na 'n merk, dit is basies 'n vis wat jy op die Fishfinder sien, vir die mense wat nou nie verstaan nie. Ja, so 'n mooi vis. Boom chakalaka, jy lekker ding. Sy. Wel dan, maat. Well freaking done. Dit is 'n bus van 'n vis. Nou ja, kyk nou net hierdie pragtige vis wat ons nou net geland het. Daai nuwe plekkie wat ons van gepraat het. Dit is net mooi vis. Skat hierdie ouetjie, ons gaan hom nou weeg, maar ek dink hy is hier tussen die 13 en 15 kilos. Wat 'n plesier om hulle te vang. O, krisis. Ek het jou gesê, 15 kilo. 16.45. Boom, chakalaka. Wat sê? Well done, Mias. 16.5. Ja, 16.5. 16.5. Well done. Jo, gaan verras vir my nou. Ons is hier op daai plekkie wat ek geallokeer het vir vroeër, en is ons al die groot visse nou gevang het. Ek gaan nog gewys hoe doen ons die stok. Haal soos die shellfish, 12 mm toetandjie, en ek het hom op 'n spinneriek. Ek het 'n 8 ons gewiggie, alhoewel ek in daai silt hengel, gee julle nou wys gou in die silt hoe ek hom uittel, opsit, en hoe ons die voertjies op hom sit. En julle gaan wys wat jy doen met jou stok. En want ons hengel nou in daai silt. Ek swaai hom 'n bietjie terug, vorentoe, en dan laat gaan jy jou lyn tussen jou vingers tot hy op die bodem kom. Daar is ons op die bodem. Nou, wat julle sal sien is ek gaan die stok optel. Kyk daai punt. Julle sal sien ons is, as ek hom optel, kyk hoe sit hy vas in daai silt. Dan tel ek hom op, bring hom vorentoe, sê so 'n meter of wat. Sit hom saggies neer.
net daar so. En dan gooi ons so 'n skiepie of 2 van daai voer wat ons gemaak het, daai particle mix uit die sakkies uit. Skelter so 'n bietjie net so rond daar. Hierdie stok is nou neergesit. Ons het 'n baie groot vis in daai omgewing gesien en die vorige stok het so 45 minute gelê. Kom ons hoop hierdie ene byt baie vinniger as daai vorige een. Ek is sommer in die bewe na daai vis gesien het. Kom ons kyk of ons hom kon vang. Miasie, jy het gedink jy's terug by die huis? Ons is weer op pad. Ja, hoe diep sit daar waar hierdie visse eet? 27, 28 voet. Ja, net so oor die 9 meter. En as daai diepwaterspots in die gang kom, dan raak dit lekker. Terwyl ek aan hierdie viskatrol en ons stadig vorentoe gaan, die afstand korter maak 'n draai op ons Vaskap Facebookblad. Druk asseblief die like knoppie vir ons daar. En dan gaan julle YouTube toe. Vaskap @vaskaphengel op YouTube. Gaan druk daai subscription button. Nooi ons daar en sommer die notification bell soos hulle in Engels sê. Dan gaan jy elke keer weet as ons iets laai. En wat ons hier gaan laai op die YouTube kanaal gaan laai is baie van ons borge is 'n inligting, maar ook baie addisionele inligting. Ons gaan vir julle daar het ons baie meer tyd om vir julle te wys wat ons doen, hoe ons die groter visse vang, wanneer ons pap gooi, spesifieke asies, al daai tipe van goed. So, gaan druk daai subscription button daar. Desember, ons het uiteindelik by ons plek aangekom waar die vis is. Het het regtig lank gevoel. En hier in hierdie diep water is dit heeltyd speeltyd met hulle. Mias, Ja. gaan ons ooit weer so sê volgende week. Hy's nog nie klaar nie. Is nog nie klaar nie. Maar het ons het die regte tyd, regte weer, Alles is net reg. so daai pre-front. Weet jy wat so interessant vir my? Hierdie stok het nie lank gelê nie. 3:30? Nee, dis een wat van gisterand af lê. Gisterand af. Nee, maar dit wys jou maat. Jy weet as jy die regte aas op die regte plek het, partymal het jy Los net hom daai net. bietjie geduld los. Jy weet Los hy hom gaan net. vang. Dis hoekom hulle dit groot vishengel neem. Sy. Hier kom hy. Bum chakalaka. Haha, jou lekker ding. Ek deel nou mee as 'n geheim hierso. Halve tiger nut, halve shellfish pop-up. Bietjie van die particle mix daar in daai 28 voet water. Wham, bam, thank you, ma'am. Ja, daar's 'n baie mooi vis. Seker so 13,5, 14 kilos. Man, wat 'n plesier. Lekker om te sê, dis nie die grootste vis vir die program nie. Ons het daai 16 gevang. What a pleasure. Mias is besig met nog een aan die agtergrond. Hoopelik kom hy uit, hy's in die snotterbelle in. Ons het nog een visie om te vang. Ek gaan hierdie vis terugsit. Stokke terugkry. Kom kuier lekker saam met ons. Sy. Skaal is ge-0. 15.20. Wow, kry ek 'n surprise. Hier raai vis gekry, ja? Ons het hom gekry maat. Ja, sy. Ons laat hierdie ene gaan. Maak ons plek vir daai ene. 15.20. Jou beaut. Hierdie girl, sy bynaam is Pyjama Girl. Laasweek het julle haar na pyjamas gesien, hierdie week sien julle haar met 'n vis. Ek en Mias was uit op die boot, sy het daai 15.2 gevang. En toe die stok loop, toe stamp sy almal uit die pad uit. Sy gryp die stok en
Was hy? Well done. Skat hom so 11-12 kilos. Ons gaan hom terugsit, ons gaan nie weeg nie, want ons wil nog een vang in die program. Kom ons kry hom terug. Ons het by die tegniese deel van ons program gekom en ons gaan vinnig vir julle wys die hoeklinks waarmee ons gehengel het. Mias, ek dink begin jy met jou, né? Joune is bietjie meer tegnies as myne. Okay, julle, so hierdie enetjies wat ons nou sal noem 'n hinged stiff rig. So dis net 'n stywe boom seksie en dan het ons maar wat ons noem 'n tipe van 'n choddy rig wat ons daar vooraan gekrimp het. En al wat gebeur is hy gaan lê onder die water so en dan staan daai pop-up hier nou so mooi daar uit bo daai ouetjie. Hy tel die hoekie, ben die sjoveltjie, alles die hoekie met die sjoveltjie tel en nou baie mooi. En dis met hom wat jy in die modder die vis gevang het. In die modder wat ons die vis gekry het, yes. Myne is baie dieselfde. Ek het nou net op die hard gehengel en in die vlak. So ek het net 'n stukkie fluorocarbon. Dan dis gewone 20 pond fluorocarbon met die spinner swivel en myne het so gaan staan op die bodem. So baie ligter presentation, maar ek het in die vlakwater gehengel en ek hou daarvan om lig te hengel. En dan die ander ene wat ons gehengel het is die ou Trusted KD rig. Ook 'n sagte voorstukkie. Stukkie breed wat na 'n sjovel toe gaan en daai sjoveltjie, basies wat daai sjovel doen, is wanneer die vis hom optel, die gewig van daai sjovel alhoewel dit baie min is, maak dat daai hoekse punt altyd na onder toe kyk. En dan haak jy daai karpe in die onderlip met dit. So dit in 'n netedop, sinkersisteem. Hier's 'n baie interessante ene. Okay, so ek het hier laaste rukkie agtergekom. Ek moes my eie conference soos al sê bietjie opbou met dit en ja, ek het besluit om 'n heli-rig, 'n heli-sisteem. So wat basies met hom gebeur is 'n redelike lang leadcore van amper 1 meter. En dan wat jy sal gesien is dat ons het daai quick change swiveltjie wat dan kan op en af skuif op daai stukkie daarso so. En dan sit ons hom vir hom hier bo, sit ons maar net so op 30-40 cm 'n stopperbeat. So al wat maar basies gebeur is wanneer jy daai stok in daai modder gaan sit, dan gaan hierdie hoekietjie so opskuif, soos wat jy hom die water insit. druk hom op. Die water druk hom op en daai gaan lê en hy sal dan stadig afsak. En die idee is dat hy dan bo op daai silt Bo op die modder lê. laagie waarop ons hengel basies gaan lê. Okay. En dan as die vis hom dan nou optel, wys vir hulle wat dan gebeur is daai vis kan hom soontoe optel, as daai kant toe of as hy hierdie kant toe kom, dan hardloop hy teen hierdie stopperbeat vas en dan vang die dan sinker vang hy hom. hom. Wys vir hulle wat gebeur met die sinker. As julle sal nou sien basies wat gebeur is met die heli-vis is dat as hy vis hom optel en hy trek daai, dan kry hy geleentheid dat daai weight kan uitskuif en dan is hy net oor met daai. En Dan ja, wat nou sal gebeur? Hierdie gaan hier na toe skuif en jy gaan die vis basies oor die struktuur kan bring sonder 'n sinker. ja. En dit is weird, want as daai sinker afval, dan pop die vis op na die oppervlak toe. Daar's nie 'n sinker wat hom onder toe trek nie. Myne is weer die meer eenvoudige ene. So die ou Trusted soos hulle in Engels sê bolt rig of safety rig. En al wat hier gebeur, hierdie is 'n bolt rig bead of 'n swivel of 'n klip soos wat hulle sê. As die vis daai ding optel, daai sinker is lekker swaar. Hy tel hom op, hy skud sy kop. Die sinker bly agter en vis kom op boontoe. En dis waarmee ons hulle gevang het. Binne in die snotrebelle neergesit, visse gevang. Gaan hulle in daai snotrebelle en hou net vas, hulle skop hulle uit. Hoe sê hulle? Bob's your uncle. Op so 'n rand. En dis hoe ons die visse gevang het. Goed waarmee ons nou gehengel het. Kom ons doen eers dit. Okay. Goed wat ons nou in 2025 se winter in Rodekoppies gehengel het. Hier is hulle in die middel. So, maar ja, weer eens, chop BG, shellfish, al 2. Ek dink een ding wat ons net vir julle almal moet vertel is, dis baie belangrik, as julle dam toe kom, kry die 12 mil en die 15 mils. Ek en Lou het hoeveel male al gesit en redeneer, en party daar, dan soek hulle net daai groter 15 mil, ons het nou die 15 mille uitgesit, ons het nie 'n vis gevang nie, die oomblik toe ons oorgaan na die 12 mille, toe vang Visies aan, ja, toe byt hulle lekker. So
in my, altyd as ek daarom toe kom, al die kleurigere wat ek het, gaan ek die 12 vat en ek gaan die 15 mil vat. Al twee het sy plek, maat. Maar definitief Shellfish, wit en pink, Chop BG gaan ook nou begin, die koue fronte en die goed kom nou in. Hy sal werk, ja. En die Shellfish, dis sy tyd van die jaar. Okay, dis basies wat ons hierdie sessie mee gehengel het. Die ander ding waarmee ek gefish het, twee tigertjies. Daar was sommer uit die particle mix uit. Net geskil, opgetop met 'n oranje pit. In die Chop BG gesit en 'n vis gevang. Ja. So maklik soos dit. Hy het lank gelê, maar hy het 'n vis gevang. Hy het 'n vis gevang. Ja. Kom ons kyk na ander goed wat ook in rode koppies werk, wat die mense ook kan saambring. Begin op die punt vir ons mee as. Maat, Mango 101, ek dink nie die enigiemand nodig moet van hierdie hê nie. Hulle moet baie van dit hê. Hulle moet baie van dit hê, ja, dit werk. Ja, ouens het die laaste ruk baie Mango 101 in die dam gehengel. Hulle het sommer bo die particle mix het hulle net uitgehaal het. Kan jy vat, skoort 'n bietjie van hom oor, los hom in, hengel daai pop-upie of 'n tiger met 'n pop-upie tussen hom deur. En wat goed saam met hom gegaan het, maat, ek dink wat baie ouens ons vra, die Tropical Punch wat hier is, en hierdie ene sal altyd baie goed saamloop. Die Tropical Punch is eintlik 'n mango. 'n mango. Ja, dit is 'n mango. Ek wil net gou iets sê oor die Mango 101. Baie ons gooi dit oor hulle voer, moenie te veel oorgooi nie, hy is baie sterk. Ja. Wat ek sal doen, ek sal 'n klein bietjie oorgooi, water oor die voer gooi, ook nou nie al jou voer nie, net daai wat jy nou gaan uitvat. Yes. Gooi water oor, roer hom, laat hy so bietjie intrek, daai water help dit om in die particle in te trek, maar hy gaan ook vinnig uitwas. So, as jy hom te sterk maak, gaan hy langer lê dalk, maar hoes is vir kos. As die wind hard waai, maak hom sterk, as hy nie hard waai nie, net 'n bietjie op 'n slag. So dis hoe ek dit sal gebruik. Al die buitenaanse sal ek so gebruik. Yes. Ja, en dan hierdie wit pop-up. Maat, ek het baie lief geraak vir hom. Jy het weer daai ou konsentraat gekry van jou. Mense, hierdie pop-upie, ek gaan vir hom hard hengel die volgende rukkie ook. Maar maat, wat ek gesien het met hom is waarvoor ek baie lief is. Ons het dit 'n rukkie terug gedoen. Ek gaan dit weer doen op 'n dag soos vandag wat die wind regtig hard waai. Dan Tutti Frutti Spice. Ek haal vir my 'n paar van hierdie double chocolate pop-uppies uit. Sit hom in 'n sakkie of 'n houertjie en ek gooi 'n bietjie van hom oor. Roer hom, laat hy intrek. Hy gee hom ook daai oranje steen bietjie aan die buitekant. Rode koppies is 'n oranje dam. Rode koppies is 'n Tutti Frutti dam. 'n rooi Tutti Frutti dam. Maar dan het ons daai ou double chocolate wat okkie in is. En ek het al ongelooflik baie vis op 'n dag soos vandag. Ewe skielik net met dit gevang as hulle stil raak ook. Ek moet sê ek het al daai selfde pop-up met die Chop BG gedoen. Natuurlik die tigers ook in die Chop BG gesit. Ja. Maar jy kan selfde manier wat jy kan doen, jy kan klein bietjie van die Chop BG vat. So vat net so 1 of 2 pop-upies op 'n slag. Moenie die hele tap vat nie. Ja. Som in 'n banksakkie, sit dit in. Werk hom bietjie, sit hom in die son, laat hy lekker intrek. Bob se ankel. Iets wat vir my wat ek lekker terugvoer op kry, het nog nie vir my gewerk nie, maar kry lekker terugvoer op dit is van die gebottelde tigers. Die Raptor wat basies 'n pisang tiger is. Skil hom af, sit 'n geel pytjie op, of daai oranje pytjie en jy kan hom net so hengel. Jy hoef hom nie weer te dip of enigiets nie. Hy's nie te sterk gegee nie, hy's net reg gegeur, maar lekker soet ook. En dan die ander ding is die honey. Basies die DKW konsentraat wat ons hier ingesit het. Jy kan hom nee, maar dit nie vergeet nie, Rino sal ons klap. Jy kan dit ook so saam met dit doen. En dan natuurlik level 5 liters. Ja, jy sê nou liters, maar nou interessant vir hierdie sessie, nê. Het ons net daai bietjie gebruik in die voer. Baie lig hengel. Baie lig hengel en hulle daarvan gehou. En dan die next level. Kyk, hierdie ding is next level. Ja. Nie die sterkste konsentraat wat daar is nie, maar hierdie sit jy oor jou voer, oor daai melkstryp net voordat jy hom uitvat. En dis nou mes nou vas. Mias, wanneer dit by voer kom, jy het bietjie anders hengel. Ek het net die gewone particle mix gevat en ek het met dit gefish en ek het lekker vis gevang, maar ek het die vlakwater getarget. Ja. En ek het nie omgegee om so nou en dan 'n kleiner vis te vang nie. Grootste vis uit die baai uit net oor die 15 kg. Korrek, ja. Wat nie 'n slegte vis is nie. So, die particle mix, hierdie net nou gediewerk. Hier's omtrent 15 verskillende sade in. Ek koop dit by al die winkels, julle kan dit gerus kry. Ja. Verduidelik geraaf vir hulle, wat het ons met jou voer gemaak?
Ja, julle, ek's baie lief daarvoor om hierdie tyd van die jaar vir my persoonlik, ek vat my crusher, ek vat daai selfe particle mix, ek sit hom deur die crush, maar dan sal ons ook 'n bietjie meer van daai sakkies kook wat die buckwheat het, bietjie ekstra hemp en 'n bietjie ekstra tigers. Maar weer eens en dit insit ook, Maar jy sit hom deur die crusher, so jy maak alles fyn. Ek maak hom fyn, ja. En wat vir my net gesien het is daar's daai party daar wat aan my kop sit, die vis is net 'n bietjie finetjie vandag. Yes. So hy kom en is hy nou lus vir die mielie, die wit mielie of die geel mielie of die tiger of net die maples vandag. Maar soos om deur daai crusher sit, dan het ons al daai geur, ons het al daai kleur en dan sit ons daai pop-upie tussen hom of die twee tigertjies tussen hom wat net 'n bietjie uitstaan. En die fynvoer het die laaste rukkie vir my regtig net bietjie beter gewerk. Ja. Laaste dingetjie waarmee ek wil afsluit, is vir my iets wat baie lekker is. Ons het hierdie two-tone pop-uppies. En nou sal julle sien daar's verskillende kleure in dieselfde tab. Nou dis die plain enetjie. Nou wat nou lekker is, jy kan nou die dippie van jou keuse, kan jy hierdie ding net dip hom vir so 2-3 minute nadat jy hom op jou heer gesit het of nadat jy hom op jou spinner swivel gesit het en hang hom op wat hy droog word. Hy konsentraat wat intrek, as jy oordentlike konsentraat gebruik, gaan intrek en hy gaan perfek gegeur wees. Jy kan hulle ook geur, moet net nie iets met kleur op hierdie sit nie. Probeer 'n skonerige konsentraat daarop sit, dan gaan sy kleure so bly, maar moenie te veel konsentraat op sit nie, klein bietjies. Maar hierdie gaan 'n groot moontlikheid maak. Ja. Ek dink is tyd vir 'n kleurlose chop. Wat ons saam met hierdie kan hengel. Ek dink dit kan doen, 'n boostertjie of 'n dingetjie of iets. Iets in daai lyn. Ons sal dit doen. Maar dit was 'n lekker sessie gewees. Ek hoop julle oudjies hier op die YouTube kanaal het ietsie geleer van rode koppies. So enige vragies is, gooi dit vir ons aan in die comments en onthou om vir julle vriende en familie te sê om op ons kanaal te subscribe. Klap sommer daai notification klokkie terwyl jy besig is daar. En ja, sê vir ons wat julle volgende wil sien op Vaskap se YouTube kanaal. Ja, ek dink wat ek bietjie gaan doen is ook soos dat op die Facebook bladsy ook. Ek gaan 1 of 2 wintersessies nog insit. Die tweede koue front is hier, die water gaan val. Ek gaan regtig 'n bietjie begin rondspeel met die boilies ook weer. Ek het dit vergeet, ek het nou 'n sessie of 2 baie goed gedoen sonder die boilies ook. Maar ek wil weer 'n bietjie 'n paar van die boilies inbring. Kyk wat hulle maak weer. En ons sal die ouens 'n bietjie terugvoering gee op dit ook. Ja. Vandag gaan ek visvang, niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan en die son gaan staan. Sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind, dis by die huis my kind. Julle sal nie glo wat het nou net gebeur nie. Mias ry kafee toe en ek dink so by myself, dit gaan gebeur en dan gebeur dit. Ai. By die huis, en as iemand my soek, sê ek's nie thuis, oor net 2 dae is ek terug, en die jou lewe is weer op sy rug. Ons is seker omtrent nou so 900 meter van die huis af. Mias het rarig hierdie vis baie ver, hierdie stok ver ingevat. En is die vis bo op die water. Nog 'n baie mooi vis. So mooi vis. Hier so. Dan kan jy die vis het al ooit 'n mens sien. Kom. En dit geskep van toe. Duik nou. Boom, chakalaka. Skiet my asem is op. Ek is besig om siek te word. Maar daai laat my baie beter voel. Woewa. Die lyne dans, vandag gaan ek visvang alleen. Al skyn die son, al val die reën. Vandag gaan ek visvang. Vandag gaan ek visvang. Niemand gaan saam sou. Skaal is 0. Ons gaan gou hierdie vis hier oppak.
Joiks. Sy. $17.90. Kaching! Ons gaan gou foto's neem. Kyk hierdie pragtige vis. 17 punt something kilos, ek kan nie onthou nie. Ek gaan nou vis koor. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. My arms kan nie meer nie. Ek gaan nou sommer op my boude sit. En vir julle baie sê. Volgende week, selfde tyd, selfde plek. Nog Vaskap Magic. Bye! Bye! Vandag gaan ek visvang, niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan en die son gaan staan. Sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind, dis by die huis my kind. Dis net ek en my sonskyn, langs die water.